Goeiemôre my liewe vriende. Wees gegroet vanoggend in die wonderlike naam van Jesus Christus, ons Here en ons Verlosser. Baie dankie dat jy vanmôre hier by hierdie besondere erediens kan wees, waar ons die gemeenskap van gelowiges saam kan vier en waar ons die Here eer vir wie hy is en wat hy vir ons kom doen het. Mag die Here vanoggend vir jou seën in hierdie boodskap. Ek gaan vir ons met 'n gebed begin en dan gaan ons vra dat die Here elke woord wat uit die hart van God uitkom aan ons vanmôre sal oopbreek as 'n lewende fontein wat redding bring. Kom ons bid saam. Dierbare Here Jesus, baie dankie dat ons vanmôre U naam mag aanroep. Die mooiste naam van alle name. Dankie dat U ons Vader in liefde trek na Jesus Christus toe, U Seun. En dat U deur die kragtige werking van die Heilige Gees binne in ons harte spreek en ons help om te bid, ons help om te hoop, ons help om elke dag met kenne in die lig op te kyk na die hemel en te weet, ons is veilig in U hande, om elke pad wat U op ons pad stel, te kan loop met volharding. Here, seën vir ons vanoggend, wanneer ons uit die woord uit lees, wees U dan ook die naprediker van U woord vanmôre. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Geliefdes, ons teksvers vanmôre is 'n baie besondere teksvers. Kom uit die boek van Psalms uit, Psalm 33, vers 13 tot 15. En hier is 'n ongelooflike openbaring van wie God is en hoe ons na God moet kyk. Psalm 33, vers 13 sê vir ons: Die Here kyk vanuit die hemel af en hy sien al die mensekinders. Uit sy woonplek aanskou hy al die bewoners van die aarde. Hy wat die hart van almal formeer en wat let op al hulle werke. Wat 'n ongelooflike openbaring is dit nie? Van God wat afbuig na die mens en die mens aanskou. En hier openbaar daar iets van wie God is. En ons gaan vanmôre daarna kyk. My liewe vriendin, weet jy wat 'n kippa is? Of 'n jamulka? 'n Kippa of 'n jamulka is 'n randlose Joodse hoedjie. Is daardie hoedjie wat hulle so op hulle koppe sit, as in die Engels noem dit a sign of reference for God. Nou daardie reference beteken respect for God. En die woord respect kom van die Latynse woord respectere, wat letterlik beteken om weer te kyk. Daardie jamulka is dit wat hierdie Joodse man op sy kop plaas wanneer hy bid, of wanneer hy die tempel besoek, of wanneer hy 'n belangrike plek saam met mede gelowiges in die Joodse geloof saamkom, dan sit hulle hierdie hoedjies op, waarin hulle vir God sê: Here, U kyk na my. U kyk na my en ek moet bewus daarvan wees dat U kyk na my. Eerbied of respek om ander se inherente waarde raak te sien, om agting te bied, om niks te doen wat teen iemand se wil is of wat op sy regte inbreek maak nie. Dit is wat die woord respek of eerbied beteken. Nou my liewe broer en suster, ons lewe in 'n wêreld vandag waar mense kyk na God, mense kyk na God se woord,
Mense kyk na God se kerk, na God se mense, maar hulle doen net wat hulle wil. Mense het nie meer respek of eerbied vir God nie, want hulle vrees nie meer om God te verloor nie. En die Here beskryf hierdie toestand van die mens uit Psalm 50 vers 21 as die volgende. Hy sê, dan sal jy dink ek het soos jy geword. Baie mense dink oor God en oor God se werk en oor God se woord en oor dit wat God doen in hierdie wêreld, en hulle sien God as 'n mens raak. Om reg te dink oor God is uiters belangrik, omdat 'n vals idee van God afgodediens is. En daarom dat hierdie Jood dan ook hierdie jamulka op sy kop sit om te sê, ek wil reg dink oor God, ek wil eerbied en respek vir God hê, ek wil God se inherente waarde raak sien, en ek wil nie teen die wil van God ingaan, en ek wil nie inbraak maak op God se wese nie. Kom ons kyk vanmôre na hierdie teksvers. Die Here kyk uit die hemel. My maat, toe ons baie klein was, het sy 'n oogprentjie uit 'n huisgenoot uitgeknip. En sy het daardie oog agter op ons deur geplak. En sy het vir ons gesê, onthou, die Here kyk vir jou. En dit sal my tot vandag toe nog bybring. As ek na daardie oog gekyk het, dan weet ek, die Here kyk vir my. Psalm 33 vers 13 tot 15. Maar wie is hierdie Here? Wie is hierdie God wat na my kyk? Karl Barth, die teoloog, het gesê, God is die gans andere. Daar is niemand soos hy nie. Die Bybel sê vir ons dat God is 'n opperwese. Hy is bokant alle wesens wat geskape is op hierdie aarde. Daar is niemand soos hy nie. Hy is die skepper en die heerser oor alles wat bestaan. Die Bybel sê vir my, die Here wat van my kyk, is volmaak in sterkte, in goedheid en wysheid. Van nature is God gees en hy is onaantastbaar. As die mense van vandag na God kyk, dan dink hulle dat God 'n mens is, dat hy God kan vloek, dat hy God kan sleg sê, dat hy God kan bespot. Maar Johannes 4 vers 24 sê vir ons, God kan nie aangetast word nie. Hy is onaantastbaar. Niks kan God se aandag aftrek, niks kan hom verras nie. Hy weet alles. God is een, alhoewel hy bestaan uit 3 persone, uit Vader, Seun en Heilige Gees. Wanneer ons oor ons bestaan op hierdie aarde dink, en ons besef dat ons elke dag kan sterwe, ons kan siek word, ons kan verlam word, ons kan beroerte kry, daarteenoor God is ewig. In die ewige lewe het hy nie 'n bestaan, hy het nie 'n begin of 'n einde nie, hy word genoem die Alfa en die Omega. God het beheer oor die ewige lewe, maar hy het ook beheer oor die tweede dood, wat hulle sal tref, wat God spot, wat net een keer na God kyk, en nie weer 'n keer na God kyk nie. 2 Samuel 7 vers 22 sê vir ons, God kan nie vergelyk word met enige iets, wat ons gesien het of gehoor het op hierdie aarde nie. En dit is 'n werklike probleem, want as ons byvoorbeeld kyk na die kinders vandag, en die mense vandag, en Hollywood, met al hierdie Marvel karakters,
Spider-Man en Superman en He-Man en al hierdie karakters uit Hollywood uit. En wat hulle kan doen en die kragte wat hulle besit, dan dink hulle dat hierdie mensgemaakte wesens kan groter wees as God. God kan met nie een van hierdie vergelyk word nie. Mense het al probeer om liedjies te skryf en sê, Jesus, you are my superhero. You are better than Superman and He-Man and Spider-Man. Maar weet jy, as ons daaroor dink, dan dink ons eintlik dat Jesus kan vergelyk word met een van hierdie mensgemaakte wesens, en dit is nie so nie. Ook wanneer mense oor die duiwel dink en Jesus Christus, dan stel ons hulle op dieselfde vlak. Maar die Satan, die duiwel, is 'n geskape wese. Jesus is ewig. God is ewig. Maleagi 3 vers 6 sê vir ons, God is onveranderlik. Hy kan nie verander nie. Sy wese kan nie verander nie. Hy is alomteenwoordig, hy bestaan oral. Hy is alwetend, hy weet alles. Hy is almagtig, hy het autoriteit en mag oor alles, sê Efesiërs 1 en Openbaring 19 vers 6. Ons kyk na God en ons vorm 'n prentjie van God in ons gedagtes. Maar wanneer ons hierdie teksgedeelte lees, dan sê dit as ware vir ons dat ons dit met 'n jamulka moet kyk. Ons moet kyk en weer kyk en fokus en intens bewus wees van wie God in my lewe is. Want die karakter van God is regverdig, liefdevol, betroubaar. God is heilig, hy betoon ontferming, hy is barmhartig, genadig, hy straf sonde en hy bied vergifnis aan. Dit vra van die mens dat ons geensins mag twyfel in hierdie karaktertrekke van God nie. En baie mense sal sê, Here, maar waar is U in my lewe? Waar is U as klein kindertjies in 'n oorlog sterf? Waar is U as mense met gebrek gebore word? Waar is U as mense, en veral kinders, in honger sterf op hierdie aarde? Waar is die Here? Maar wanneer ons waarlik sien wie God is en wat sy plan is vir hierdie wêreld, dan sal ons kyk om weer te kyk. Die Bybel beskryf en sê dat die geskape wêreld rondom ons vertoon die werke van God. God het die wêreld geskep. Hy onderhou dit aktief en hy het 'n plan, 'n ewigheidsplan wat hy uitvoer. 'n Plan vir verlossing vir die mens, maar ook 'n plan om die vloek van sonde en die dood te vernietig. God die Vader trek die mens na Jesus Christus toe deur sy liefde. Hy dissiplineer ook die kinders wat hy lief is voor. En eendag sal hy ook die wêreld oordeel. En daarom wil die Here hê dat ten spyte van wie God is, wil hy hê dat ons 'n verhouding met hom moet hê. En daarom dat God dan in die persoon van sy seun Jesus Christus mens geword het, en het hy so 'n brug kom bou tussen die mens en God, of tussen God en die mens. En alleenlik deur Jesus Christus kan ons vergifnis van ons sondes kry. Kan ons met God versoen word. Hierdie ewige, alomteenwoordige, alwetende, alsiende God. En kan ons weet dat God ewige verlossing vir ons bied. As gevolg van Jesus Christus weet ons waarlik wie God is en weet ons wat
om te doen om by hom uit te kom. Hoe dink jy oor God in jou daaglikse lewe? Hoe sien jy God in jou daaglikse lewe? Hierdie prentjie wat die Bybel vir ons skep van wie God is, het jy hom al so gesien? En het jy ook 'n jamulka op? En ons dra nie meer hierdie hoedjies nie, want ons is nie aan die wet gebind nie. Jesus Christus het vir ons kom sterwe, maar wat is daar wat vir my en jou herinner om waarlik eerbied en respek vir hierdie God te hê? Somtyds sal die Here vir ons jamulkas opsit om elke dag aan hom te dink. Hy sal toelaat dat daar gebreke oor ons kom, siektes oor ons kom, gebeure soos ongelukke en hospitaal en benoudhede en verdrukking en omstandighede van armoede. God wil hê ons moet oor hom dink en ons moet hom eerbiedig. My broer en suster, terwyl ek besig was om bietjie na agtergrond te kyk van hierdie skrifgedeelte, het ek op iets baie interessant afgekom. Hierdie God wat na my en jou kyk, die Here wat in die hemel is, wat alle mense sien, hy sien almal tegelykertyd, wat op die aarde woon. Hy wat die verstand van die mens gevorm het, en wat hulle werk deurgrond. Hierdie God het ook boeke, waaraan hy sekere dinge opskryf. In Psalm 139 vers 16 lees ons van wanneer die Here so na my en jou kyk, dan skryf hy dit op in die boek wat jou lewe bepaal. Selfs nog voor ek en jy bestaan het God al ons lewe opgeskryf in hierdie boeke. God se besluite vir ons lewens is opgeskrywe en dit moet diep ontzag by ons bring, dat hy ons geken het nog voordat ons gebore is. Voordat ons verwek is in die moederskoot, het hy ons alreeds geken. God is nie net intens bewus van alles wat in ons lewe aangaan nie, maar hy is ook intiem betrokke by elke detail daarvan, selfs van voor ons geboorte af. En daarom skryf God ons lewe en wat hy vir ons beplan en hoe hy dit vir ons beplan en hoe ons lewe gaan verloop, skryf hy dit in 'n boek op, selfs voor ons gebore is. Daniël 7 vers 10 is daar ook ander boeke wat oopgemaak sal word op die oordeelsdag. Openbaring 20 vers 12 skryf Johannes vir ons, by die wit troon oordeel sal die belangrikstes en die geringstes sal voor God verskyn. En hierdie boek sal openbaar almal se dade. Matteus sê die Here ook vir ons sal verantwoording doen vir elke woord en elke daad wat ons op hierdie aarde gedoen het. En dit alleen moet geweldige ontzag en eerbied en respek vir ons bring. Nie net om een keer na God te kyk nie, maar om weer te kyk, intensief te kyk. Want God skryf elke ding op wat ek sê, wat ek doen, wat ek ervaar, nog voordat hierdie gedagtes by my opkom. Psalm 19 skryf vir ons, daar is boeke vir ons lewens. Romeine 1 vers 18 tot 23 praat van die boodskap van die boek van die skepping is voortdurend en dit bereik mense, alle mense sonder uitsondering. Selfs al is daar mense wat vir Jesus Christus nie ken nie,
sal God homself openbaar in sy werke, in sy skepping. En is opgeteken hoe God by hierdie mense sal uitkom, hoe hy homself sal openbaar, deur openbaringe en gesigte, as ek en jy nie daar is om die evangelie van Jesus Christus aan hulle te bring nie. God het ook die wet geskrywe, hierdie tweede boek, die wetboek van God, waaraan hy opdragte vir ons lewens aan ons gegee het. Psalm 40 vers 8 tot 9. Die hele skrif is deur God geïnspireer en is deur hom geskryf wonderbaarlik oor 'n tydperk van 1600 jaar deur 40 verskillende skrywers wat mekaar nie eens geken het nie. En alles is in 'n eenheid saamgevat wat ons die Bybel noem. Onweerlegbaar is die Bybel, die woord van God. 'n tweesnydende swaard wat kloof tot in murg en been. Die boek van goddelike besluite wat lank vooraf bepaalde gebeure opgeskrywe het. Jesegiel 2 vers 9 tot 10 en Sagaria 5 vers 1 tot 4 is boeke van waarskuwings en vervloekinge. Dis 'n boek van waarheid. Dis 'n boek van God se wil vir die geskiedenis. Hierdie God wat ons aanbid, wat ons eerbiedig, wat ons respek voor het, wat ons kyk, maar ook weer moet kyk, is 'n God wat voor alle geskiedenis was, wat nou is en wat ook voor ons die toekoms sien in die toekoms is. Openbaring 4 vers 11 praat hy van twee ander boeke, die agenda vir die wêreld en die agenda vir die kerk, waarin daar dinge opgeskryf is oor wat presies sal gebeur, voordat die aarde bestaan het. Die belangrikste boek van God se boeke is die boek van die lewe. In Eksodus 32 lees ons vir die eerste keer van hierdie boek, waarin Moses vir God vra dat sy naam uit hierdie boek uitgehaal moet word, sodat God se volk gered kan word. God het natuurlik nie Moses se naam uit hierdie boek uitgehaal nie, want hy bepaal wie lewe en wie sterwe, volgens Psalm 69 vers 19 of 29. Liewe vriende, die Here kom na ons toe vandag. Hierdie God wat ons voorgehou het van Psalm 33, wat na ons kyk, en hy vra vir my en jou, daar waar jy is, daar waar jy werk, daar waar jy in jou huwelik is, in jou verhoudingslewe is, daar waar jy is, waarin jy sekere dinge na kyk, waar jy sekere plekke besoek, waar jy grappies maak saam met jou vriende, waarin jy goed sê, waarin jy partykeer vloek, daar waar jy die naam van God gebruik of misbruik, die besigheidstransaksies wat jy doen, die verhoudingslewe wat jy het met jou ouers, met jou vriende, met hulle wat minder bevoorreg is, mense wat van gesag wat oor jou aangestel is. Hoe dink jy oor God? Wat is jou jamulka wat jy op jou lewe het, wat jou herinner aan wat God vir ons gesê het? Ek wil afsluit met 'n lied wat Don Francisco gesing het. En hierdie lied se naam is The Steeple Song. En in hierdie lied sê hy die volgende vir ons. Hy sê, I don't care how many buses you own, or the size of your sanctuary. Doesn't matter how steep your steeple is, or if you're sitting on a cemetery.
I don't care if you've paved your parking lot or put pads upon your pews. What good is a picture-perfect stage if you're missing all the cues? I don't care if your pastor is super-powered and your program's always new. What you need is love and truth, and men are going to come to you. It doesn't matter if you know the Bible, if it's all just in your head, but the thing I need to ask you is, have you done the things I said? Do you love your wife, for her, and for your children? Are you laying down your life? And what about the others? Are you living as a servant to your sisters and your brothers? Do you make the poor man beg you for a bone, to the widow and the orphan cry alone? I don't care if you pray for miracles. I don't care if you speak with tongues. I don't care if you said you love me in every song you've sung. It doesn't matter if your sacrifice of praise is loud enough to raise the dead. The thing I need to ask you is, have you done the things I've said? Dan sing hy weer hierdie koorgedeelte waarin hy sê, do you love your wife or her with all you've got inside you? Are you laying down your life? What about the others? Are you living as a servant to your sisters and your brothers? I don't make the poor man beg you for a bone, or do the widow and the orphan cry alone. En dan sê die Here, Lord, of jy sê vir die Here, hy sê, when were you a prisoner, but we did not come to you? When was it when we saw you sick that we didn't follow through? Every time you turned your head and pretended not to see, om weer te kyk, when you did it not to the last of these, you did it not to me. When you did it not to the last of these, you did it not to me. Die Here wil hê ons moet nie net kyk nie. Die Here wil hê ons moet kyk en ons moet weer kyk. Weer intensief kyk na wie God is. Deur hierdie onsigbare jamoelka as ware, waarin ons vir die Here sê, Here, ek weet U kyk vir my. U is altyd bewus van wat ek doen, van wat ek sê, van wat ek dink. En daarvoor het ek geweldige ontzag vir U. Daarvoor eer ek U. Daarvoor het ek respectere, wat letterlik beteken om weer te kyk. Ek hoop se boodskap vanmôre maak vir jou sin. Ek hoop dit inspireer jou vanmôre om weer te kyk wie God is, wie Jesus is, wat hy vir ons kom doen het, hoe hy met sy kosbare bloed ons sondes vir ewig weggeneem het, hoe hy vir my 'n plek in die hemel voorberei, om my te kom haal en jou te kom haal, sodat ons kan wees waar hy is, sonder gebreke. Mag die Here vir jou ryklik seën vanmôre. Kom ons bid saam. Jesus, what a wonderful name. Son of God, Son of Man, Lamb that was slain. Joy and peace, strength and hope, grace that takes all fear away. Jesus, what a wonderful name. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you. Oh, my soul, rejoice. Take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet song in your ears. Dit is die aanbidding wat ons
vir Jesus moet hê. Nie net om te kyk nie, maar om weer te kyk. En weer te kyk. En altyd bewus te wees van wie God is. Seën ons, Here, dat ons nie sal dink in terme van U soos 'n mens nie, maar dat U die gans ander God is, in Jesus se naam. Amen. Kom ons gaan 'n laaste lied saam sing, en dan sluit ons hierdie diens af in die naam van die Here. Nou ja, my boetie en sussie in Jesus Christus, ek groet jou vir vandag met die seën van die Here. Mag die genade van God, ons Vader, die liefde van Jesus Christus en die kragtige werking van die Heilige Gees by jou wees en bly, totdat die Here vir jou kom haal. Okay, ek hoop julle het 'n mooi dag verder. Ons gaan volgende Sondag gaan ons 'n diens hê as dit reg is, maar die daaropvolgende week, die Vrydag, dan ry ek en Ina nou Kaap toe, so vir 2 weke dan sal ek dan net 'n boodskap stuur, want dit val oor 2 naweke. Dan gaan ons bietjie vir ons seun daar in die Kaap kuier. As dit reg is met julle ook.